praat oor God of the Underdogs, en ek kan nie vir julle in woorde beskryf hoe lekker hierdie reeks vir my is nie. Dit is een van daai reekse wat ek oor 'n lang tyd superly excited is. Hoekom? Want almal kan relate. Almal kan aan elke boodskap luister en dan voel hulle dat daar's iets vir my in hierdie boodskap. Daar's iets waarmee ek kan relate. Daar's iets van my lewe in hierdie mense se stories, want dit is 'n underdog. Want ons almal voel een of ander tyd in ons lewens soos 'n underdog. Die een wat nie goed genoeg is, die een wat dalk nie mooi genoeg of slim genoeg is of ryk genoeg is nie, of bevoorreg genoeg is of so talentvol is. Ons almal kom daar. En in hierdie reeks kyk ons bietjie hoe die Here mense in die Bybel gebruik het wat niemand van geweet het en niemand het gedink hulle is spesiaal nie. Maar die Here het iets in hulle harte raak gesien en hy het dit gebruik. En hy het hulle gebruik om die wêreld wat ons vandag ken te verander. Dis die power wat ons God het. Nou vandag, julle, praat ons oor 3 jong manne. Nou as ek hulle name gaan sê, dan gaan party van julle sulke rillings in julle rug kry, want julle was dalk deel van die paar mensies wat gesukkel het, soos ek, in kleuterkerk, in die sonndagskool, om hierdie 3 mense se name te onthou. Nou, kom ek wys vir julle wat is hulle name. Sadrag, Mesach en Abednego. Nou, ek kon dit nie onthou nie. Dit was vir my heeltemal Grieks, ek kon dit nie lekker verstaan nie. Toe het ek 'n wonderlike onderwyser gehad, en toe ek in Tieks was, toe hoor ek, daar's ander mense wat ook so geleer was. My juffrou het geleer, dit is Saterdag, meelsak en appel een oog. Julle kan dit nou sien. Saterdag, Mesach, meelsak. Abednego, appel een oog. Want dis al hoe ek hulle name kon onthou. Nou vanmôre gaan ons praat oor hierdie 3 jong mans. En ek is so opgewonde oor wat die Here vanmôre met jou en my gaan deel oor hierdie 3 mans. As jy 'n Bybel het, blaai so lank na Daniël 3 toe. En hierdie storie wat ons vandag gaan lees en waaroor vandag gaan praat, begin eintlik 650 voor Christus. Dit is in die tyd toe Juda ge-invade was. Nou, ek weet nie wat se mooi Afrikaans vir invade nie, maar die Babiloniërs het ingekom en hulle het oorgeneem. En as jy die woord eintlik mooi lees, dan sien jy die Juda het eintlik met hulle hande so in die lug gestaan en gesê, vat eerder net oor. Ons het nie genoeg manne nie, ons het nie genoeg mense nie, vat net oor. Kom net en neem beheer. En wat toe nou gebeur het is, duisende mense het van 'n vrylewe na slaaf toe verander. En wat hulle gedoen het, hulle het baie jong mense gevat en hulle na Babilonië toe gevat, en vir die volgende 3 jaar was daai kinders geïndoktrineer dat hulle Babiloniërs is. So wat hulle gedoen het is, hulle het alles van hulle geskiedenis, van hulle kultuur, van hulle geloof, van hulle onthou van waar hulle afkom, hulle het alles probeer wegvat. En hulle indoktrineer omdat hulle moet dink, hulle is Babiloniërs. En Sadrag, Mesach en Abednego was deel van hierdie klomp. As jy na hulle kyk, hulle was nie regtig special mense, hulle het nooit uitgestaan, niemand het geweet wie hulle is nie, en vir die volgende 3 jaar is hulle deel van hierdie massa klomp jong mense. En hulle was op hierdie stadium 19 jaar oud, en toe hulle in Babilonië aankom, toe kry hulle somme nuwe name, en dis waar Sadrag, Mesach en Abednego vandaan kom. En in ons storie kry ons ook 'n koning met die naam Nebukadneser. Nou Nebukadneser was een en is een van die bekendste konings tot en met vandag. Daar word tot en met vandag nog gepraat oor hom, almal weet van hom, sy koninkryk en die grootheid, want as jy bietjie gaan lees oor hom en jy gaan doen navorsing, dan sien jy, maar hy was 'n visionêre ou, hy was kreatief, hy was 'n ontwerper, hy was 'n bouer. Hy was so baie goed, hy het so uitgestaan, hy was 'n briljante koning.
En wie argeoloog het nou nog opgrawings gedoen. En vandag, een van die 7 ancient wonders, nie die 7 wonders van die wêreld nou nie, die ancient, die ou, wat ook al, antieke wonders van die wêreld, was een van die strukture wat hy gebou het. En hulle noem dit the Hanging Gardens of Babylon. Dit is hoe groot hy is. Dit was die tipe koning, dat as hy iets gedoen het, was dit grand. Dit was massive. Almal het geweet daarvan. Kan jy net vir 'n oomblik indink, hoe moes dit gewees het om in daai koninkryk te bly? Hoe moes dit gewees het om in daai strate te loop met hierdie magtige koning, wat op hierdie stadium, in hierdie tyd, die powerfulste man op aarde was? Kan jy dink, hoe moes dit gewees het? Nou, ons val in ons storie in, by Nebukadneser se grootste accomplishment. Die grootste ding wat hy in sy lewe nog gedoen het, ons lees daaroor. Daniël 3 vanaf vers 1 sê die volgende: Koning Nebukadneser het 'n beeld uit goud laat maak. Dit was 30 meter hoog en 3 meter breed. Hy het dit in die Dura vlakte in die provinsie van Babel laat oprig. Nou hierdie beeld, net om 'n bietjie stil te staan, onthou nou, hy is die powerfulste man op aarde nou. En hierdie beeld was 'n image van hom, want hy wou iets gesê het deur hierdie beeld. Hy wou iets bewys het vir die wêreld. Want as iemand na hierdie beeld kyk, dan moes hulle gesien het, oh Matta, something's happening here. Iets is aan die gang. Hierdie ou is 'n grand ou. Dis 'n groot koning. Dis nie sommer net 'n hier jy koning nie. Hy's die powerfulste man op aarde. En dit was 'n beeld van homself. In vandag se taal sou ons gesê het, dis humanisme. Nou vir die van julle wat nou, soos ek is, wat nie noodwendig verstaan nie, humanisme beteken, wanneer jy God ontroon en 'n mens op die troon sit. Nou, as jy na ons lewens vandag kyk, en jy kyk na ons leiers, en jy kyk na die wêreld waarin ons leef, dan sien ons baie van hierdie aan die gang. Waar mense God van sy posisie afvat, en eerder 'n mens daar sit. Dat ons volg die mens. Dat as daar 'n goeie een op die troon is, ons soek net hom. Ons wil net hom hê. Ons gaan verder in ons storie in. Daniël 3 vanaf vers 2 sê, Nebukadneser het toe opdrag aan al sy amptenare, hoofgouverneurs, raadgewers, skatmeesters, regters, magistrate en al die amptenare van die provinsies gegee om bymekaar te kom vir die inbruikneming van die beeld wat hy laat oprig het. Al die amptenare, hoofgouverneurs, raadgewers, skatmeesters, regters, magistrate en die amptenare, as ons dit alles net kan verkort, die who's who, van die provinsie het toe bymekaar gekom vir die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het. Hulle het voor die beeld gaan staan. Nou, kan jy net imagine wat is hier aan die gang? Hier bou hy hierdie massive beeld van homself. Hy nooi al die bekendes, almal wat iets is, almal wat 'n rang het, almal wat the who's who. In vandag se taal sal ons sê al die celebrities was daar. Van Zuma tot wie ook al, ek weet nie. Maar almal was daar. Kan jy net dink wat 'n spectacular event was hierdie? En almal het geweet daar's iets aan die gang. Almal het geweet hy's besig met iets amazing. Dit is amper so, jy kan die gevoel amper vergelyk met toe ons die Olimpiese spele net begin het. Wat was die highlight van die hele opening ceremony? Nie om Suid-Afrika te sien nie, want hulle het nie so lekker gelyk nie. Maar sies tog, want ek weet nie wie hulle sweetpakke design nie, maar die ou was seker dronk of hy was nie lus daarvoor nie. Maar die ding is net, dit was nie die highlight nie. Die highlight was toe daai fakkel gebrand het. Daai spectacular oomblik, want niemand het geweet hoe dit gaan lyk en wanneer dit gaan gebeur en wie gaan dit indra en om aansteek en niemand het geweet nie. Nou dieselfde tipe gevoel was hier aan die gang. Ons gaan verder in ons storie.
Vers 4 sê, 'n aankondiger het hardop uitgeroep, luister na die bevel. Alle volke, nasies en tale, sodra julle die trompet hoor blaas en die fluit, die siter, lier, harp en ander blaas en musiekinstrumente hoor, sodra die band begin, moet julle neerval en tot die goue beeld bid wat koning Nebukadneser laat oprig het. Enige een wat nie neerkniel om dit te aanbid nie, sal dadelik binne in die vuurwarm oond gegooi word. Nou as jy hierdie ding lees, jy het nie regtig 'n opsie gehad nie, het jy? Dit was hierdie oomblik wat hierdie ou iets sê, maar daar's nie van, ek kan nou hierdie doen of ek kan nou daardie doen of nee, wat wil jy, ek het nie nou tyd nie. Jy het net een opsie. Of eintlik twee, kom ons sê twee. Of jy buig as die band begin, of jy brand. Dit klink baie soos jare terug, soos hoe hulle die mense probeer wen het vir Christene. Nee, want hulle almal gepreek, jy moet draai of braai. Nou julle daai preke, jy was so bang nadat jy uit hierdie kerk uitgestap het, want jy wil net hierdie vlamme hê nie. Daar op daai oomblik wat daai pastoor preek en praat, daar was niks verkeerd nie. Ek dink net baie mense het hulle harte uit vrees gegee, eerder as liefde. Maar dit is dieselfde tipe vibe wat hier aan die gang is. Jy het twee keuses, of jy buig of jy brand. En daar's iets van intimidasie wat hier gebruik was, wat Nebukadneser baie slim gebruik het. Want hy het geweet hoe om die mense te help om 'n besluit te maak. Intimidasie en vrees kan nie van mekaar geskei word. Want as jy nie die woord gaan lees en jy gaan lees oor hoe die Bybel die vyand, Satan, die duiwel of beskryf, dan kry jy woorde soos hy's die versoeker, hy's die bedrieër, hy's die aanklaer en hy's die intimideerder. So wat jy duidelik agterkom, intimidasie en God loop nie hand aan hand nie. Hy intimideer nie mense nie. 2 Timoteus 1 vers 7 sê die volgende: want God het ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. As jy hierdie skrif lees, nêrens staan daar iets van intimidasie nie. Nêrens staan daar iets dat ons 'n God dien wat ons intimideer om hom te dien nie. As jy mooi dink, Nebukadneser het intimidasie gebruik om die mense te help om 'n besluit te maak. En navorsing sê dat die vuuroond baie naby aan dieselfde tyd gebou was as die beeld. Want jy wou sien, hy wou mense intimideer, hy wou mense help om die besluit te maak. Want jy het net twee keuses gehad. Nou as jy dink aan intimidasie, en ek vir jou help vandag, as jy dink aan intimidasie, dis tog maar net 'n gevoel. Maar jy sien, intimidasie, ons voel baie keer geïntimideer as iemand meer het as ek, of as dit 'n bekender persoon as ek is, of as die persoon 'n groter aansien, of meer het, of meer talentvol is, of 'n CEO of wat ook al. Ons voel geïntimideer. Weet of jy al so gevoel het jy, dat stap jy in 'n plek in, jy voel dadelik uit. Asof jy nie, you don't belong here. Jy's nie goed genoeg. Maar jy sien, nie navorsing, maar mense het al uitgevind, dat 'n gevoel wat jy kry, skakel oor in 'n emosie. En 'n emosie word 'n aksie. Nou jy sien, intimidasie is 'n gevoel. En as ons hierdie gevoel die oorhand laat kry in ons lewens, dan raak dit 'n emosie. En dan raak die emosie 'n aksie. En op die ou ende leef ons soos iemand wat geïntimideer word. Want dit het alles begin by die gevoel. Nou die vraag is, hoe kry ons intimidasie uit ons lewens uit? Die antwoord lê nie in 'n selfhelpboek nie. So moenie een gaan koop nie. Moet ook nie een gaan lees nie, jy gaan jou tyd mors. Weet jy waar lê die antwoord? In die woord. Maar hoor wat sê Romeine 12 vers 2. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle, kyk mooi,
van binne af nuut maak. Laat hy julle manier, hoor, kyk mooi, van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee. Jy sien, want die Here weet hoe werk hierdie proses van 'n gedagte, emosie, aksie. En dis hoekom hy vir ons wil sê, renew your mind, sê die Engelse Bybel. Kry die woord in jou lewe in, lees die woord, spandeer tyd in die woord, want jy gaan begin dink. En sodra jy begin dink oor die woord en dit wat jy lees, dan gaan dit 'n emosie raak. En sodra dit 'n emosie is, raak dit 'n aksie. En dis op die einde waar ons wil uitkom, is dit nie? Dat jy leef God se woord. Dat dit natuurlik uit jou uitkom. As jy verder lees, dan sien jy toe die musiek begin het, toe die duisendes wat daardie dag daar was, neergeval. Want dit was die opdrag. Niemand wou brand nie, niemand wou in daardie oond wees nie, almal het neergeval. Maar het jy al ooit gehoor dat mense sê, of mense gebruik hierdie gesegde, maar almal doen dit. Jou kinders gebruik dit dalk baie teen jou. Mamma, almal se pa sê, dit is reg om Vrydag aand tot 2 uur toe te gaan kuier. Dis net julle. Mamma, daar's iets fout met jou. Want almal doen dit. Het julle agtergekom, dit is nie net kinders nie, dis ons ook. Kyk bietjie as iemand in hierdie kerk 'n nuwe kar koop. Check hulle. Oor die volgende paar maande is daar 3 of 4 wat nuwe karre het. Want almal doen dit. Niemand van ons betaal e-tol nie, hoekom nie? Want almal doen dit. Ek gaan nie verder hieroor uitpraat nie. Hierdie is 'n sensitiewe oomblik, maar almal doen dit. Nee, hoekom? Hoekom sal ons dit doen? Nee, en hoor my mooi, ek probeer nie vinger wys nie, asseblief, want ek het al baie in hierdie struik geval. Maar baie keer val ek nou nie in die struikie en dan kyk ek na die mense om my. En as dit vir my vreeslik snaaks, hoe mense sien wat met ander mense gebeur. Hulle sien die uitwerking van hulle aksie, maar hulle doen nog steeds dieselfde ding. En toe het ek altyd vir die tieners gevra, hoekom sal jy wil doen wat almal doen? Hoekom sal jy? As jy sien wat dit aan hulle doen. En dan het ek bietjie verder gegaan en dan sê ek vir hulle, om dit nou te beskryf. Dan sê ek, hoekom sal jy in dieselfde muur wil vashardloop, waarin almal vashardloop? Kan jy nie sien, dit maak hulle seer nie? Kan jy nie sien, dit is nie 'n lekker gevoel om teen 'n muur vas te hardloop nie? Dit doen jou lyf nie goed nie, dit doen jou kop nie goed nie, so hoekom sal jy? Nee, maar dis groepsdruk. Nou as ek die woord groepsdruk gebruik, dan gaan julle almal terug na julle tienerjare toe, want dit is wat meeste van die kere gebeur het. Daar was 'n massive klomp groepsdruk. Kan ek net gou vir jou baie eerlik sê, dat daai groepsdruk nog nooit opgehou het nie? Ons leef vandag nog, jy, maak nie saak hoe oud jy is nie, het nog vandag groepsdruk. Ons het dit nou ervaar, toe ons moes stem. Dink bietjie. Ons hou nie van die ANC nie, maar ons wil die DA daar hê. Is die DA perfek? Nee. Maar groepsdruk sê, stem vir die DA, want because that's the next best thing. En toe doen ons almal dit. Nou is ons almal happy en gelukkig. Ons weet ook nie wat gaan die uitwerking wees van al ons besluite nie, maar ons hoop maar, dit gaan beter wees. En ek glo regtig, dit gaan beter raak. Maar hoor julle hoe groepdruk nog steeds deel van ons lewens? Ons doen wat ons doen, ons bly waar ons bly, want almal bly daar, dis groepsdruk. Ek het met 'n bomskok, ek het gedog hierdie goed bestaan net in die platteland, want sies tog, hulle sukkel maar daar. Maar toe kom ek agter dit, selfs hier in Florida Park is daar groepsdruk. Want baie mense sal sê, aan watter kant van Ontdekkers bly jy? Dat dit vreeslik belangrik is om klaarblyklik daai kant te bly, want die Here is seker meer daar as hier. Nee, dis groepsdruk. En dat hoeveel mense hulle self indoen om net in te pas.
Nee. Dit laat dink my ook aan die storie wat ek vir julle so 'n paar weke terug vertel. Onthou julle die storie van die oom en die seun en die donkie? Hoe hulle na die verskillende stede toe gaan en hulle kom by die eerste stad aan en almal kyk daar en sê, hoorie, so hoekom ry julle op die donkie, die arme donkie? Julle is besig met dieremishandeling. Net daar en dan besluit die oom, okay, ons sal afklim. By die volgende dorp ry net die seun op die donkie en die oom loop voor. Toe sê die mense, maar hoe siek is dit? Laat jy die ou oom loop en die kind sit op die donkie. By die volgende dorp, toe is die ou oom op die donkie en die kind is voor. Toe is daar weer mense wat sê, maar dis kindermishandeling. By die derde dorp, heaven forbid, kom die twee daar aan en hulle dra die donkie. Nee, dit is die ding, wat jy gaan nie almal tevrede kan stel nie. Dis nie moontlik nie. Jy gaan nie almal tevrede kan stel nie. Groepsdruk maak mense om weird goed te doen, net om mense tevrede te stel. Ons gaan aan met ons storie. Daniël 3 vanaf vers 7 sê, die oomblik toe die mense uit die verskillende volke, nasies en tale, die trompette, fluit, ster, harp en ander musiekinstrumente hoor, het hulle op hulle knieë gegaan en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser laat oprig het. Vers 8 sê, van die wyse manne het toe na die koning gegaan en van die Judeërs aangekla. Toe ons klein was, het ons hulle die splitters genoem. Want jy het nou iets verkeerd gedoen en dan hardloop jou boetie of sussie, Mama, boetie het nou weer die kat in die mikrogolf gesit of wat ook al. Nee, ons het splitters. Hier het presies dieselfde ding gebeur. Vers 12 sê, kyk, kom ons gaan na vers 12 toe. Maar daar is 'n Joodse man wat nie doen wat die koning gelas het nie. Dit is Sadrag, Mesach en Abednego wat u oor die administrasie van die provinsie van Babel aangestel het. Hulle gee nie eer aan u gode nie en hulle aanbid nie die goue beeld wat u opgerig het nie. Kan jy net vir 'n oomblik jouself imagine? Ek weet nie of jy al ooit die voorreg gehad om in 'n skare van duisende te wees nie. Hulle is in 'n skare van duisende. Dis net hulle 3 wat staan. Dis net hulle 3 wat besluit het om nie te buig nie. Kan jy dink wat se rumoer was daar om hulle? Hoe die mense daar gekniel en gebuk staan en sê, laat sak, staan op jou knieë. Jou dwaas, kan jy nie sien wat met jou gaan gebeur nie? Kan jy dink hoe moes hulle voel? En jy sien, Sadrag, Mesach en Abednego het gestaan, want toe hulle klein was die woord van die Here en hulle geïndoktrineer. Dit was deel gemaak van hulle lewenstyl. Weet jy, dit was so erg dat hulle deel van die Bybel geken het. Hulle het die 10 gebooie geken, hulle het skrif geken. En hulle het bly staan as gevolg van 'n gehoorsaamheid wat hulle aan God gehad. Eksodus 20 vers 4 tot 5 sê, jy mag nie jouself afgode maak, mag nie vir jouself afgode maak wat soos voëls of diere of visse lyk nie. Jy mag nie voor hulle kniel om hulle te aanbid nie. Ek, die Here jou God, is jou enigste God. Jy sien, Sadrag, Mesach en Abednego, hulle kon gebuk het en nie aanbid het nie. Hulle kon. Maar vir hulle was dit 'n klap in God se gesig om selfs hulle knie te buig. En dis hoekom hulle besluit het. Omdat ons weet wie God is, wat hy kan doen en wat sy belofte vir ons is, sal ons nie eers 'n knie buig nie. Al doen duisende ander dit, ek sal nie my knie buig nie. Iemand het eendag gesê, today we fear the consequences more than we believe the promise of God. Dit is nie 'n powerful woord nie. Dat ons is banger vir dit wat met ons gaan gebeur as ons God volg, as die belofte wat hy vir ons gee. Jy sien, want ons dink ons gaan dit nie kan maak nie, dit gaan te erg wees.
dat God nie ons kan help deur daardie oomblik van tyd. Ons gaan verder met ons storie. Daniël 3 vanaf vers 13 sê, Nebukadneser was woedend en hy het beveel dat Sadrag, Mesach en Abednego na hom toe gebring moet word. Toe hulle voor die koning kom, het Nebukadneser vir hulle gevra, Sadrag, Mesach, Abednego, is dit waar dat julle nie aan my gode eer wil bewys nie? Nie die goue beeld wat ek opgerig het wil aanbid nie? Kyk, ek gee julle nog een keer kans. Luister wanneer julle die musiekinstrumente hoor, speel en aanbid die beeld wat ek gemaak het. As julle dit nie aanbid nie, sal julle onmiddellik in die vlammende oond gegooi word. Watter God sal julle dan uit my hand kan red? Kan jy onthou nou, op hierdie stadium in hulle lewens was hulle tussen 20 en 21 jaar. Nou ek was nie lang terug tussen 20 en 21. Jy luister nie noodwendig altyd nie. En dis wat Nebukadneser gedink het hier gebeur. Dis jong manne, so hulle dalk nie lekker verstaan nie, of hulle het nie lekker gehoor nie. So ek gaan dit net gou weer vir hulle verduidelik. En dis waar hy nou vir hulle die tweede kans gee. Dat luister, as die musiek speel, buig jou knie. As jy nie jou knie buig nie, gaan jy brand. So ek sê dit net vir jou. En dan eindig hy met daai vraag wat sê, watter God sal julle dan uit my hand kan red? Jy sien, ons omstandighede van vandag vra vir ons op baie keer hierdie vraag. Watter God gaan jou kan red? Die duiwel vra dit baie vir my en jou. As ek en jy in daai oomblik van, ons weet nie meer, ons kan nie meer, ons weet nie watter rigting of wanneer of hoe of wat nie, dan vra hy ook vir ons, watter God gaan jou kan red? Efesiërs 3 vers 20 gee vir ons die antwoord. God is so magtig en sterk. Juis met daardie krag werk hy ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen waarvan ons nie eens kon droom nie. Dis die God wat ons kan uithaal. Dis die God wat jou en vir my kan uithaal. Maak nie saak wat voor ons staan nie. Maak nie saak wie ons vra om te buig nie. Want jy sien, ons omstandighede vra ons om te buig. Mense vra ons om te buig. Ons finansies vra ons om te buig. Ons werke, die ekonomie, ons land se regering baie keer vra jou om te buig vir iets wat nie God is nie. Hierdie 3 mans staan voor die powerfulste man op planeet aarde en sê ons gaan nie buig nie. Daniël 3 vers 17 en 18. Hoor wat is hulle respons? Wat sê hulle vir die koning? Die God wat ons aanbid, kan ons uit die vuur red. Hy sal ons uit die mag bevry, u majesteit. En selfs al red hy ons nie, selfs al lewe ons nie, sal ons nie u gode vereer nie. Ons sal nie die goue beeld wat u gemaak het aanbid nie. Jy sien, want hulle hou vas aan wie God is. Maak nie saak waar hulle is nie, maak nie saak hoe dit gaan nie, maak nie saak of hulle lewe of dood gaan nie, ons staan by wat ons staan, want God het 'n belofte gemaak. En iemand het eendag vir my gevra, dat ek wonder of hierdie 3 mans nie bewus was van wat in die woord gestaan het, net so bietjie 'n paar boeke terug, voor Daniël. Want hoor wat staan in Jesaja 43 vers 2. Daar staan, wanneer jy deur diep water van moeilikheid gaan, sal ek by jou wees. Wanneer jy deur riviere gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Hoor wat sê die vers volgende. Wanneer jy deur vuur van verdrukking stap, deur vuur, sal jy nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie. Nou ek het al gewonder, was hierdie 3 mans bewus van hierdie belofte wat die Here gegee het? Wat hierdie belofte is vir my en jou? Was hulle bewus daarvan? Is dit waaraan hulle vasgehou het? Jy sien, hulle het vasgehou aan wie God is en die belofte wat hy gemaak het. Ek het in hierdie week, hoor ek ook 'n storie van hierdie tannie, sy's 100 jaar oud. En elke dag van haar lewe
stap sy McDonald's toe. En by McDonald's kry sy 'n cheeseburger en 'n chocolate milkshake. Want jy sien, jare terug het McDonald's vir haar 'n ereplek in hulle winkel gegee. En hulle het vir haar gesê, mevrou, as jy elke dag na hierdie McDonald's toe kom, gaan ons vir jou daardie sitplek gee en jy sal elke dag 'n cheeseburger en 'n chocolate milkshake kry vir die res van jou lewe. Nou vraag is, hoekom het sy gestap? Want ek weet nie of die van julle wat daar bietjie meer bejaard is nie, jy moet daarom wil stap as jy hier by 80 verbykom. Maar sy het elke dag gestap. Ten spyte van die pyn, ten spyte van haar ouderdom, kan jy net dink hoe moes dit vir haar gevoel het, want ons weet nie hoe ver het sy gestap het. Maar sy het elke dag gestap, hoekom? Oor 'n belofte wat aan haar gemaak is. En daar's 'n belofte vir hierdie 3 mans gemaak. En hulle het gesê, al gaan ons dood, al val duisende om ons sal bly staan. Daar is 5 goed wat ons kan help om nie te buig nie. Die eerste een is, dit vat confidence. Wees confident in jouself en wie God is. Die tweede een is, dit vat 'n houding. Nou in Engels, voordat julle nou dink een van hierdie funny houdings. In Engels praat hulle van boldness. Wees bold, hê boldness in jou geloof en dit waarvoor jy staan en jou verhouding met die Here. Die derde ene is, dit vat determinering. Dit waarmee jy begin het, eindig. Moenie halfpad opgee. Want jy sien hierdie mans het begin met 'n ding. Toe hulle bly staan het hulle begin. Hulle kon na die tweede kans gebuig het. Maar hulle het aangehou met dit waarmee hulle besig is. Hou jy aan met dit waarmee jy besig is? Of het jy al gebuig? Vers 4 sê, of die vierde een sê, submission. Submission. Wat beteken submission? Submission beteken the action of yielding to a superior force. The action of yielding to a superior force. Om te buig oor iets wat groter is as jy. God is groter as jy. Buig voor hom. En jy sal bly staande bly. Die laaste een is, dit vat moed. Dit vat moed. Dit vat moed om te bly staan. Waar kry ons daai moed vandaan? Van God af. Van ons verhouding met hom. Met God gaan jy nooit alleen wees. Want jy sien, een van die grootste vrese wat daar is vir mense, is om alleen te staan. Maar ons dien 'n God wat ons nooit alleen los. Nooit sal ek en jy alleen staan. Jy sien, hierdie volgende deel is nou nie op die skerm nie. Maar ons eindig met hierdie storie. Julle almal ken. Waar hulle in die vuuroond ingooi. En hulle is daar binne in. En Nebukadneser sê, maar het ons 3 mense daar binne in gesit? Is daar nie 3 nie, hoekom is daar nou 4? En hy stuur manne om te gaan kyk. Daar is die 4 daar binne. En hy roep hulle toe uit, hy sê, Sadrag, Mesach en Abednego, kom na my toe. Want die God wat julle beskerm het, is die God wat ons moet aanbid. Jy sê, daar's iets powerfuls wat hier gebeur. Die ding is, hierdie ouens word in daai oond ingegooi. Die Here beskerm hulle. Weet julle wat was die enigste ding wat gebrand het in daardie oond? Daar's net een ding gebrand in daardie oond. En dit was dit wat hulle vasgehou het. Daai tou wat hulle vasgehou het, wat hulle saamgebind het, is die enigste ding wat gebrand het. Toe hulle daar uitstap, die woord gaan so ver en sê, hulle het nie eers geruik na rook. Dis die God wat ons aanbid. Dis die God wat vandag voor my en jou sê, staan saam met my. Glo in my. En die vuur, die vlamme sal jou nie onderkry. As jy die woord mooi gaan lees, selfs die mans wat Sadrag, Mesach en Abednego na die oond toe gevang het dood gegaan omdat die hitte te veel was. Daai 3 mans kom sonder 'n reukie rook, sonder 'n gebrande vel, sonder niks kom hulle daar uit, want hulle het vasgehou aan die belofte wat die Here
Dalk voel jy vandag soos 'n ander dalk. Dalk voel jy dat ek is hierdie een en wie dit sleg gaan. Wat nie goed genoeg is nie, wat nie ek gaan nooit bo kom. Ek gaan dit nooit maak nie. Dalk voel jy so. Dalk is jy in dieselfde omstandighede. Maar die woord sê, al gaan jy die water, wie dit te moeilik is, ek sê jou dra. Dit sal jy sal nie verdrink nie. Al gaan jy deur vuur, ek sal jou